In Genesis 15 vers 1 tot 6 lees mense besondere gedeelte waar God sy teenwoordigheid beloof vir Abraham. Abraham, wat 'n baie welgestelde man was, sy hart was seer oor die feit dat hy nie 'n nageslag het om sy erfenis te ontvang wanneer hy nie meer daar is nie. En God het sy hartseer gesien. En God sê vir hom, vrees nie, Abraham. Hy sê, kyk na die sterre van die hemel. So groot sal jou nageslag wees. En ons ken die geskiedenis dat Abraham en sy vrou Sara op 'n baie hoë ouderdom in hulle lewe 'n kind ontvang het by die Here. Hy het sy nageslag gekry. Maar Abraham was bekommerd daaroor, oor sy toekoms. Want hy sê, nou moet sy slawe sy erfenis kry, waar sy kinders dit kon kry. Partykeer beleef mense onsekerheid oor die toekoms. En jy wonder wat sal word. Abraham het ook gewonder, wat sal word? Wat sal gebeur? Beleef jy 'n onsekerheid oor jou toekoms? Het jy enige vrees oor jou toekoms of oor jou kinders se toekoms? Nou kom die Here ook vanmôre en hy sê vir jou, vrees nie. Daar is baie dinge waaroor mense vrees. Mense vrees mislukking. Mense vrees die toekoms. Mense vrees verwerping. Hierdie 3 vrese is uitstaande vrese in mense se lewe. Vrees vir mislukking, 'n vrees vir die toekoms en 'n vrees vir verwerping. Maar dan kom die Here vandag en hy sê, vrees nie. Die Here hou jou toekoms in sy hand. Die Here weet wat hy doen en die Here werk. Het voel nie altyd of die Here werk nie. 'n Mens kan so alleen voel in 'n mens se lewe. Dit kan vir jou voel of niemand enige notisie van jou neem nie. Maar vandag moet jy weet, God neem notisie van jou en hy sê vir jou, vrees nie, vrees niks nie. En dan sê hy verder vir Abraham, ek is jou skild, ek sal vir jou 'n skild wees. 'n Skild is iets wat 'n mens beskerm. Die Here sê, hy sal jou beskerm. Hy sal jou toekoms beskerm. Hy sal jou nageslag beskerm. En 'n mens moet jou vertroue daarin plaas, dat die Here jou wel sal beskerm. Ons maak rekenkundige somme. Raak ons bang vir die toekoms, dan sê ons, o jene, hierdie ding of daardie finansiële ding gaan nie uitwerk nie. Of hier of daar het ek verkeerde keuse gemaak. Dinge gaan verkeerd vir my uitspeel. Almal maak foute. Almal van ons beplan nie altyd akkuraat nie. Dit kan 'n baie groot onsekerheid in ons teweeg bring. Dan sê die Here, nogtans sal ek jou beskerm. Ek sal jou beskud. Dit is die tweede ding wat die Here vandag vir jou wil kom sê. Ek sal jou beskerm. Gee jou lewe oor in die hande van God. Doen wat nodig is om te doen. Beplan, droom, implementeer. Maar plaas jou hele lewe, jou toekoms en alles wat vir jou belangrik is in die hande van die Here. God kom sê die tweede ding vandag vir jou. Ek sal vir jou 'n skild wees. Ek gaan jou beskerm. Ek sal vir jou beskud. En dan sê die Here 'n derde ding vir Abraham. Hy sê jou loon is baie groot. Geloof behaag God. Abraham word die vader van geloof genoem. Want die Bybel sê, nadat die Here vir hom gesê het, hy sal 'n nageslag hê, het hy die Here geglo. En toe hy besluit om die Here te glo, toe sê die Here, jou loon sal baie groot wees. God word behaag deur jou geloof. Moenie in jou eie krag die Here probeer behaag nie. Jou geloof behaag die Here. Jou geloof het jou gered. Jou geloof het van jou 'n kind van God gemaak. Plaas nou jou geloof in die Here rondom alles waaroor jy bang is in die lewe. Alles wat jou kwel, alles waaroor jy onseker is, wat jou nagte laat wakker lê.
plaas dit in sy hande en glo dan nou dat die Here jou sal beskik, dat die Here jou sal lei, dat die Here sal voorsien. En die Here gaan jou geloof antwoord met loon. Ontvang vandag hierdie boodskap, is 'n boodskap van die Here aan jou. En weet dan, vir hom wat glo, wag daar beloning. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons altyd leer oor geloof. Dankie dat U vandag vir ons kom troos en bemoedig, dat ons nie hoef bang te wees vir die toekoms of vir enige iets nie. Dankie vir die belofte dat U ons skild sal wees en ons sal beskerm. En dankie Here, dat U ons geloof gaan antwoord met beloning. Want die woord sê tog uitdruklik in Hebreërs, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek bid dan vandag, Here, versterking af op elkeen wat na die boodskap geluister het. En ek bid dan nou af op hulle ook groot beloning as antwoord op hulle geloof. In die naam van Jesus Christus. En ek sê dankie, Here.